Goeiemôre vriende. Dit is vandag Vrydag 19 April en ons is by dag 43 van ons gebedskursus. Ons is besig om te praat oor die borsharnas van geregtigheid en meer spesifiek kyk ons na die tweede steen in die borsharnas van die priester wat toegeken was aan die stam van Simeon. En vandag gaan ons 'n bietjie verder gesels oor Simeon en daar's nogal heelwat dinge wat ons moet verstaan voordat ons werklik kan verstaan waarom hierdie spesifieke steen aan hierdie stam van Simeon toegestaan is. Nou, ek het vir julle gesê dat Simeon was die tweede oudste seun van Jakob en Lea, en toe Jakob op sy sterfbed gelê het en hy het 'n seun uitgespreek wat 'n baie belangrike gebeurtenis was in die lewe van die mense in daardie tyd. Lees ons in Genesis 49 vers 5 tot 7 dat Jakob sê Simeon en Levi is een en dieselfde, mense van geweld en wapens. En dan sê vers 6, ek wil ver van hulle afbly, ek wil nooit deel hê aan hulle bose planne nie. Hulle wat in woede mense vermoor het, diere vir die plesier vermink het. Nou in plaas om 'n seën uit te spreek oor hierdie twee seuns van hom, vervloek hy hulle, want hy sê in vers 7, vervloek is hulle woede, want dit is wreed. Daarom sal hulle nageslag verstrooi word, uitgestrooi oor die hele Israel heen. Dit is nou Genesis 49 vers 5 tot 7 in die Nuwe Lewende Vertaling. En julle sal dan ook sien dat, soos ek vir julle gesê het, dat die stam van Simeon het, en ons sal later oor Levi praat, maar die stam van Simeon het 'n groen agtergrond op sy vlag, en dan sien ons dan die son aan die agterkant, en ons sien dan die stadspoort van die stad van die stadspoort waardeur hulle moes gegaan het om by die stad van Sichem uit te kom. Nou ons het gekyk na verskillende insidente in die lewe van Simeon en sy nageslag, en die eerste insident was Dina wat ons oor gepraat het in Genesis 34, waar Simeon en Levi dan nou die wapens opgeneem het en hier die hele al die mans van Sichem gaan vermoor het. Ons het gepraat oor Simri, die leier uit die stam van Simeon, wat later God se naam onteer het, saam met hierdie Midianitiese vrou wat onthou julle éventueel het Phinehas die priester dan nou beide van hulle doodgemaak in Numeri 25 en God se woede het bedaar. En vandag wil ons 'n bietjie kyk na die insident met Josef, waar daar geweldige jaloesie van Simeon se kant af na Josef was. Nou Simeon was gekenmerk deur eie sinnigheid. Hy het gesê, ek sal dinge doen soos ek wil, niemand sal my voorskryf nie. En dit is 'n siekte van ons tyd vandag nog, dat mense sê, ek sal dinge doen soos ek dit wil doen, ek sal nie deur God voorgeskryf word hoe ek dinge moet doen nie. Simeon het daarvan gehou om die reg in sy eie hande te neem, en hy het geen ontzag vir God gehad nie. Woede en uiterste wreedheid, alles aangedryf deur jaloesie, sien ons as ons kyk na die geskiedenis van hierdie tweede oudste seun van Jakob en Lea, en dit was alles gedryf deur jaloesie. Nou die stam van Simeon was bekend vir sy sterkte en vir sy geweldige wreedagtigheid, maar dit was 'n baie klein stam. Omdat hulle so baie oorlog gevoer het, omdat hulle so baie beklei het, het baie van hulle dood gegaan. En eventueel was hierdie stam van Simeon 'n baie klein stammetjie. En as gevolg van sy van Simeon se gewelddadige optrede, het hy geen seën of erfdeel van Jakob ontvang nie, soos ek nou vir julle gelees het. En hy het ook nie 'n baie groot landerfenis ontvang nie, want dit was maar 'n klein stam. En as ons verder lees in die Bybel, sal ons sien dat hierdie stam is uiteindelik opgeneem in die stam van Juda. Hy het nie sy eie grondgebied. Hy het so 'n klein stukkie grond gekry, maar eventueel is hy opgeneem deur dit. Nou die stam van Simeon word gesimboliseer deur hierdie poort, baie vir gesê die poort op die vlag, op die wapen, maar ook die swaard. Nou die swaard is 'n baie gewilde simbool sedert daai tyd van toe Simeon nou die manne van Sichem met die swaard geslag en vermoor het. En Jakob noem dit geweldswapens. En hierdie poort word egter soms as 'n simbool gebruik, soos vele gesê het, op die wapen, aangesien dit die pad tussen Sichem en Jerusalem was, wat dan nou waardeur hulle moes gaan.
Nou, as ons bietjie teruggaan, dan sal ons sien dat die naam Simeon kom van die Hebreëse woord Shema af, wat beteken om te hoor. En Simeon se ma Lia het gevoel dat haar man nie vir haar lief was nie. Onthou, Jakob was eintlik nie so lief vir haar nie, hy was lief vir Rachel. En omdat Jakob sy tweede vrou en dan nou haar suster Rachel baie meer as sy lief gehad het, het Lia alles probeer om Jakob te kry om vir haar ook lief te wees. En toe hierdie tweede seun gebore is, toe het Lia hom genoem Shema, wat beteken God het gehoor. Met ander woorde, God het kennis geneem van haar lyding. God het gehoor dat sy nie geliefd was nie. En daarom het hy vir haar 'n tweede seun gegee. Maar wat interessant is, as julle nou gaan lees in Genesis 29:33, dan kry julle nou hierdie gedeelte wat sê, sy het weer swanger geword en nou geseën in die wêreld gebring. En sy het hom Simeon genoem, want, het sy gesê, die Here het gehoor dat ek minder geliefd is, en daarom het hy my nog 'n seun gegee. Nou Simeon se naam, wat beteken die Here het gehoor, die Here het kennis geneem, was veronderstel om 'n baie belangrike invloed in sy lewe te hê. Maar so probeer Simeon sy hele lewe lank deur sy eie krag en sy eie geweld om dinge te doen sodat mense van hom kan kennis neem. Sy naam sê die Here het gehoor, maar Simeon wil graag hê die mense moet hoor. En daarom wil hy met geweld die reg in sy eie hande neem. Maar God leer vir ons in Sagaria 4:6, as jy lees in die 33ste Afrikaanse vertaling, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Met ander woorde, ons moet nie deur krag en deur geweld dinge probeer bereik nie. Ons moet dit bereik deur die gees, sê die Here. Met ander woorde, ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk en daardeur moet ons dinge bereik. Nou, ek het 'n baie interessante dokument gekry op 'n spesifieke webwerf, en ek het vir julle die webwerf hieronder gelys, www.rastaknowledge.com, 2021-05-19, The Testament of the Tribe of Simeon, the Strong Man. En in hierdie dokument, en ek kan nie vir julle die hele dokument aanhaal nie, want dit is te lank vir ons oggend oordenking, maar in hierdie gedeelte kry ons 'n kopie van die laaste woorde van Simeon toe hy dood is. En ek wil vir julle 'n paar gedeeltes aanhaal, en ek wil julle regtig aanmoedig om te gaan lees die hele gedeelte op hierdie webwerf. Hy sê, the copy of the words of Simeon, the things which he spoke to his sons before he died, in the 120th year of his life, at which time Joseph, his brother, died. Nou, interessant dat Simeon net nie so oud geword het nie, want onthou, hulle het baie geveg, hulle was gewelddadig, né? Hy sê, for when Simeon was sick, his sons came to visit him, and he strengthened himself and sat up and kissed them and said, hearken, my children, I am Simeon your father, and I will declare unto you what things I have in my heart. I was born of Jacob as my father's second son, and my mother Leah called me Simeon, because the Lord had heard her prayer. Moreover, I became strong exceedingly. I shrank from no achievement, nor was I afraid of aught. En dan word Simeon kom en hy bely aan sy kinders en hy sê, ek was sterk, ek het vir niks teruggestaan in my lewe nie. En dan gaan hy verder, en ek wil vir julle verder lees uit hierdie dokumente. Hy sê, for my heart was hard, and my liver was immovable, and my bowels without compassion. Met ander woorde, daar was geen genade in die hart van Simeon nie. Hy was immovable, hy was hard, sy hart was hard. En dan gaan hy verder en hy sê, for in the time of my youth, I was jealous in many things of Joseph, because my father loved him beyond all. And I set my mind against him to destroy him, because the prince of deceit sent forth the spirit of jealousy and blinded my mind, so that I regarded him not as a brother, nor did I spare even Jacob my father. But his God and the God of his father sent forth his angel and delivered him out of my hands.
So hier kom hy en hy bely en hy sê ek was verskriklik jaloers op Josef, want Jakob het beyond all, was hy lief vir Josef gewees. En hier kom Simeon en hy herken, en hy sê ek het alles denkbaar gedoen om hom dood te maak, om hom te destroy vir Josef. En dan sê hy verskriklike ding, hy sê the prince of the seed sent forth the spirit of jealousy and blinded my mind. Met ander woorde, die duiwel het hierdie gees van jaloesie oor my gebring en dit het my verstand verblind. En die Bybel sê dit is presies wat gebeur. Die duiwel stuur hierdie gees van jaloesie en dit raak so erg binne in jou dat dit jou heeltemal verblind dat jy nie meer reg kan dink nie. En as ons dan verder lees in die dokument, dan sê hy, and now my children, hearken unto me and beware of the spirit of the seed and envy. For envy ruleth over the whole mind of a man, and suffereth him neither to eat, nor to drink, nor to do any good thing. But it ever suggested to him to destroy him that he envieth. And so long as he that is envious flourish, he that envieth fadeth away. Met ander woorde, solank as wat God die persoon seën waarop jy jaloers is, so lank is jy besig om weg te fade, soos hy hier noem dit. Met ander woorde, jy word alles slegter. En dan kom hy verder en hy sê, 2 years therefore I afflicted my soul with fasting in the fear of the Lord, and I learned that deliverance from envy cometh by the fear of God. I say, for if a man flee to the Lord, the evil spirit runneth away from him, and his mind is lightened, and henceforth he sympathizes with him whom he envied, and forgive those who are hostile to him, and so ceased from his envy. Ouens, die belangrike ding wat hier is dat Simeon was opgeëet deur sy jaloesie. Die jaloesie het hom absoluut oorweldig. En daarom sê hy het geleer dat die deliverance of die vrymaking van hierdie jaloesie kom daarvan. Hy sê, cometh by the fear of God. Met ander woorde, jy moet na God toe draai en dan sal God jou verlos hiervan. Nou, as ons gaan kyk, dan sien ons dan, hy sê, beware therefore my children of all jealousy and envy, and walk in singleness of heart, that God may give you also grace and glory and blessings upon your head, even as you saw in Joseph's case. Vriende, ek het nie tyd om die hele dokument met julle te bespreek nie, so gaan kyk asseblief op hierdie webwerf en ek sit dit vir julle op die slides dat julle kan kyk. Onthou Spreuke 27 vers 4 sê, woede is wreed en toorn kook oor, maar wie kan voor jaloesie stand hou? As ons gaan kyk in die Classic Amplified Bible in Spreuke 14 vers 30, dan staan daar, a calm and undisturbed mind and a heart are the life and health of the body, but envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones. Met ander woorde, dit vreet jou op in jou bene. Spreuke 27 vers 4 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, innerlike kalmte bevorder die gesondheid, maar jaloesie vreet 'n mens op. Ek wil nie baie meer as dit vandag sê nie. Ek gaan môre nog tyd spandeer aan die jaloesie, want ek moes dit ongelukkig in 2 dele opdeel, en dan kan ons kyk na hoe lyk die steen wat God dan nou in die borsharnas van die priester gesit het vir Simeon. Maar dit is belangrik dat ons onthou dat hierdie jaloesie het vir Simeon opgeëet, en daarom op sy sterfbed, toe hy met sy kinders praat, het hy vir hulle gesê, pas op oor vir jaloesie, want dit verwoes jou lewe. Nou kom ons sluit af en dan gaan ons môre verder gesels oor hierdie jaloesie. Hemelse Here, dankie dat jy vir ons hierdie storie, hierdie verhaal laat opteken het in ons Bybel, sodat ons kan verstaan hoe 'n geweldige impak jaloesie in ons lewens kan hê. Here, ons bid vandag dat U ons sal bevry van die gees van jaloesie, dat U ons sal losmaak daarvan, en dat U ons sal laat verstaan hoekom ons jaloers is. Laat ons hierdie jaloesie laat gaan, Here. Laat ons werklik doen wat U wil hê ons moet doen, en dat jaloesie ons nie opvreet nie. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.